'n lekker nat naweek gewees en klink my hulle voorspel nog reën, maar kom ons sing saam en ons begin met lied 459 en ons sing vers 1 en vers 4. Goed, dan blaai ons na lied 470 en daarvan sing ons ook vers 1 en 4. Goed, dan gaan ons na my persoonlike gunsteling, lied 512, en ons gaan vers 1 en 2 sing, Nader my God by U. Amen.
Goed, dan sing ons Psalm 66 en daarvan gaan ons vers 1 en 3 sing. Goed, dan gaan ek vra dat ons staande afsluit met die Onse Vader, lied 266.
Baie dankie Eno en Tannie Beulah en Johan daar agter vir die voorsang. Dit was lekker om saam te kan sing. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom aan almal van julle hier in die kerkgebou waar ons die Here kom ontmoet vandag. Welkom ook aan julle kinders, almal van julle wat hier is. Dis vir ons lekker om julle hier te hê. En ook vir julle wat by die huise ingeskakel is op Facebook of op die televisie. Dis vir ons lekker dat julle ook deel is van die gemeente. En ons vier vandag nagmaal saam. Ons doen dit hier in die kerkgebou waar aan ons vir mekaar herinner van die Here se liefde vir ons en van sy genade vir ons. En as jy by die huis ingeskakel is jy baie welkom om nagmaal daar ook te gebruik. Kry vir jou 'n stukkie brood of 'n glasie wyn of 'n stukkie stap, dan is jy baie welkom om dit saam met ons te vier. En as jy vanmôre hier in die kerkgebou is en jy's 'n besoeker, jy kom dalk van iewers anders af en jy het die vrymoedigheid om in jou gemeente nagmaal te gebruik, dan is jy baie welkom om dit vanoggend ook saam met ons te geniet. Ek wil net rondom die nagmaal vra dat daar's kelkies en broodjies by die deure gewees. As jy nie gekry het nie, moet jy asseblief seker maak gaan kry sommer nou gou by die deure of wys vir ons, dan kan ons vir u bring. En dan wil ek vir die mense vra dat as ons uitloop net nou, of julle nie net vir ons die kelkies weer sal terugsit sommer daar nie. Daar sal houers wees, dan gooi jy dit sommer net daar by die deure weer in. Maak dit net makliker vir die diakens. Maar jy is baie welkom, dit gaan lekker wees om ook saam nagmaal te vier. Ek wil vanmôre ook in besonder baie welkom sê vir twee gaste wat ons hierso het, Mark en Sorien. Hulle kom kinders al die pad van 'n ander land af, van 'n land waar mense nie so bymekaar kan kom soos wat ons doen, of so baie bymekaar kom, op 'n Sondag om die Here te dien nie. En hulle kom vir ons vertel van die werk wat hulle doen, waar hulle vir mense van Jesus vertel, en verhoudings bou op 'n besonderse manier. Baie welkom vir julle, dit is vir ons 'n voorreg om julle hier te hê vandag, en ons sien uit daarna om julle storie ook te hoor. Dan is daar 'n klomp dinge wat hierdie week weer gebeur. Ons het kategese na afloop van die diens. Ek wil vir die kinders vra dat as ons klaar is met die diens, dat julle sommer hier in die middelblok kom sit. As daar nuwe kinders is, dat ons net seker maak dat julle by julle klasse uitkom, dat julle weet waartoe om te gaan. So na afloop van die diens, dan kom sit julle sommer net hier voor asseblief. Daar's vanmiddag ook JKJA, al die laerskoolkinders. Ons gaan verder met die Survivor reeks. Julle is baie welkom. Om 5:00 is dit die hoërskoolkinders, die SKJA. Ons gaan lekker saam met julle ook kuier. Dan vra ons die voorbereiding, daar's môre aand 'n finansvergadering. Dankie ook vir die persone wat deel is daarvan en vir julle moeite om daar te wees. Dinsdag is ons Bybelstudie geleentheid ook. Ons gesels bietjie oor Abraham en oor die pad wat hy saam met die Here gestap het. So as daar van die dames is wat op 'n Dinsdagoggend 9:30 beskikbaar is, dan is jy welkom, kom gesels saam hierso in die konsistorie. Ek vra ook julle voorbereiding. Jy sou nou net op die skerm kon gesien het 'n klompie mense wat siek is, mense wat operasies gehad het die afgelope week. Ons vra dat u ook saam met ons vir hulle bid. Ek is so dankbaar om vir Isabel te sien wat hier is, my buurvrou wat 'n groot operasie gehad het 'n tydjie terug en wat sodoende herstel het dat sy vandag saam met ons kan wees. Isabel, baie dankie. Ek sê dankie, maar ons sê saam met jou dankie vir die Here dat jy hier kan wees. Dan dink ons aan ons voorbereiding ook aan Minke Sleebush. Haar ma het gisterand laat weet dat sy gisterand laat opgeneem is met 'n ambulans Bloemfontein toe gery is. Hulle is baie bekommerd oor haar. Dit klink vir my of haar vog op die brein is en dalk bloeding op die brein. So ons vra dat ons ernstig vir haar ook sal bid. En vir 'n moeder, ma en 'n pa wat so magteloos is, om hier te wees en hulle kind is ver en mens kan niks vir hulle doen nie. So ons bid vir hulle as gesin. En dan het Hester ook gisterand laat weet dat oom Hannes Steyn opgeneem is in die hospitaal. Hulle doen nog toetse op hom. Ons bid ook vir hom. En dan gaan oom Ben ook hierdie week in vir operasie. Oom Ben, ons bid vir oom ook. En ons glo dat die Here sy hand van bewaring oor oom sal hou en die dokter se hande sal seën en dat ons goed aan die ander kant sal uitkom. Baie sterkte, ons dink aan julle en Tannie ook. Seën vir julle vir hierdie week wat voorlê. Dan sê ons geluk vir almal wat hierdie week verjaar, 'n klomp mense wat verjaar, vandag verjaar Chris Erasmus, Tannie Lily Kotse, ek weet nie of Tannie bo iewers is nie, kyk daar, baie geluk vir Tannie, so hoop is 'n baie mooi dag en 'n geseënde jaar, en dan Marinay Sadie verjaar ook vandag. Ons sê vir hulle almal geluk, in die week verjaar Tannie Letty, ek het haar net iewers gesien, kan nie eers onthou waar was Tannie Letty nie, maar ons sê vir haar baie geluk Tannie, wat hierdie week, dink ek, 89 jaar oud word, en Saterdag verjaar oom Tini Slashinger, hy word 85.
So ons sê vir hulle almal baie geluk. Dan sou julle kon gesien het of op die WhatsApps, alles wat hierdie week gebeur, lees gerus daardeur, op die afkondiginge wat vir julle gestuur is, en kyk ook na die aksies waarby jy kan inskakel. Dan wil ons ook net vir oom Tarrie en tannie Treinie van Wyk, julle nou net na bo gaan sien sit, hulle woon al 'n klomp dienste, paar keer dienste by, waar is julle nou? Daar agter. Baie welkom amptelik by ons gemeente, hulle bly daar by die AP Kerk en daai eenhede daar. Ons is so dankbaar dat julle hier is en mag julle groei in julle geloof, mag julle julle gawes hier uitleef en mag julle die Here se teenwoordigheid hier in die gemeente beleef. Julle is baie welkom. En dan is Pieter en Anelia Beneke ook al lankal eintlik deel van die gemeente saam met Johan en Anay. Ons is dankbaar dat julle ook hier is en dat julle ook deel is van die gemeente. Hulle attestate is ook amptelik hierso. Dankie vir die aandag met die afkondiginge, kinders. Ons moet maar vir die mense sê wat by die gemeente gebeur, maar ons begin nou hierdie erediens en hoe erediens werk is ons ontmoet die Here hier in die kerkgebou. Dis hoekom ons hier is en daarom sê ek as dominee sekere goed en die gemeente reageer op 'n sekere manier. So ek begin deur teenoor die Here te erken dat ons hier is vir hom, dat ons hom nodig het en dan reageer die Here daarop om vir die gemeente te groet, om te sê sy genade en sy vrede is by ons. En dan reageer ons weer op die Here se vrede deur saam te sing en sy naam groot te maak. So ek begin vanoggend vir ons kan stil word, ek kan die oë toemaak. Ek lees vir ons so enkele vers daar uit Lukas 19. Kom ons word stil voor die Here. 'n Paar van die fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak u volgelinge stil." Maar hy antwoord hulle: "Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep." Here, en ons is vanmôre hier saam om uit te roep dat u ons koning is, dat u ons Here is en dat ons hier saam is, omdat ons nie anders kan as om oor u te praat nie. Dankie vir hierdie geleentheid wat ons as gelowiges in 'n kerkgebou mag wees, om in u teenwoordigheid te kan wees, u woord te hoor, saam te kan sing, saam te kan bid en die naam groot te maak. Mag alles wat ons hier sê en doen, mag dit wees tot eer van u groot en heilige naam. Amen. So vanmôre groet ek julle namens die Here, as ek vir julle sê, sy vrede, sy goedheid, sy genade, dit wat ons nie verdien nie, kom van hom af. Ons Vader, ons Verlosser en ons Trooster. Kom ons staan op en dan sing ons lied 212 saam, loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam. Al 3 verse van lied 212.
Ek gaan vanmôre vir ons saam lees uit Handelinge hoofstuk 4. As jy 'n Bybel saamgebring het, kan jy hom oopmaak by Handelinge hoofstuk 4. Die Bybel is spesifiek ingedeel soos wat ons die hoofstukke in die Bybel kry. Die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament vertel vir ons van alles wat Jesus gedoen het. Ons lees daarin dat hy gebore is, ons lees daarin dat hy gewerk het, dat hy kom vertel het van God se koninkryk, hy het wonderwerke gedoen, groot dinge gedoen, hy het vir ons oor gelykenisse kom leer. Ons lees daarin dat hy later gevange geneem is, dat hy gekruisig is en dat hy gesterf het en ook dat hy uit die dood uit opgestaan het. Dit vertel die eerste 4 boeke van die Bybel vir ons. 4 van die persone wat saam met Jesus geleef het, wat hom persoonlik geken het, wat vir ons neergeskryf het, alles wat hulle onthou, wat hulle by Jesus geleer en beleef en gesien het. En dan in Handelinge, wat op die 4 evangelies volg, lees ons van die vroeë kerk en alles wat daar gebeur het, hoe die kerk ontstaan het en hoe hulle die evangelie verder versprei het in die streke rondom hulle. As ons die Bybel oop het, kom ons doen net eers 'n gebed saam. Here, ons is opgewonde om in die woord te lees, van die woord is vir ons die lig vir ons pad en die lamp vir ons voete. In Psalm 119 skryf die skrywer opgewonde oor die woord, Here, dat die woord vir hom goed is om te lees. Hy vra daarin, Here, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? En dan antwoord hy sommer om te sê dat ons hou dit skoon deur die woord te lees. Die woord wat aan ons gegee is om vir God te leer ken. Dankie, Here, dat U dit vir ons moontlik maak om U te ken. Dankie vir dit wat die evangelie skrywers, die disippels alles neergeskryf het oor wat U gedoen het en wat U kom leer het en hoe U opgetree het en van die groot liefde vir ons, dat U selfs vir ons aan die kruis gesterf het, dat U vir ons opgestaan het, dat ons daardeur die lewe kan hê. Here, nou vanmôre lees ons ook uit die Handelinge van die apostels, die mense wat deur U uitgestuur is om die evangelie verder te bring. Praat met ons asseblief, Here, mag dit wat ons lees en dit wat gepreek word, wees soos saad wat in goeie grond geplant is, wat opkom en groei en vrug dra, sodat die koninkryk ook daardeur uitgebou word. Ons is opgewonde, Here, om die Bybel te lees, want ons wil graag hoor wat U daardeur sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ons lees hoofstuk 4, daarby vers 1. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onhuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het, dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem, en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit, tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester, Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Ek sal vir julle net nou sê wat het hulle gedoen. Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil hê dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien
want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en hierdie saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweë die houding van die volk. Want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur die wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Ek gaan vir ons net tot sover lees. Kinders, broers en susters, het julle al ooit 'n geheim gehoor, iets wat iemand vir julle gesê het, wat julle net nie vir julle self kon hou nie? Of iets wat julle self beleef het, iets wat in jou lewe gebeur het, wat jy net nie kon help om met ander mense te deel nie? Dalk wat by jou werk gebeur het, of kinders, iets wat by die skool gebeur het, of iets wat jy iewers raak gesien het. Kyk, die meeste tieners kan hulle self ons nie inhou as dit by sekere goed kom nie. Ons sal vir ons maat sê, het jy gesien daai een het vir daai 'n boodskap gestuur, maar jy mag vir niemand sê nie. En dan is ons onmiddellik op die fone, het jy gehoor? Ons hou daarvan om 'n boodskap oor te dra wat ander mense vir ons sê ons mag nie sê nie. Kinders sal eers dit vir hulle maats natuurlik vertel wat gebeur het, en dan hoor ons as ouers so 'n paar dae later, maar so terloops van die dinge wat gebeur het. Maar ons het nogal 'n manier om vinnig te kan praat oor goed wat ons gesien en gehoor het. Ek het al gewonder, wat is die verskil tussen om te skinder en om 'n geheim oor te vertel? Weet nie eintlik wat is die antwoord daaroor nie. Skinder is dalk as ons iets leliks van iemand anders vertel, nê, wat ons hulle so 'n bietjie afbreek. En 'n geheim is maar net iets wat iemand vir ons gesê het ons moenie oordra nie, of wat dalk beter sal wees om oor te dra. Maar dit maak nie regtig saak nie. Hoe dit ook al sê, Petrus en Johannes het ook iets geweet, iets gehoor, iets beleef wat hulle nie kon help om aan ander mense oor te dra nie. Dit was vir hulle onmoontlik om stil te bly oor dit wat hulle gehoor en gesien en beleef het. Hulle het 'n geheim gehad wat hulle net moes oorvertel. Ek wil net vir julle so 'n bietjie agtergrond gee oor wat hier gebeur het in die gedeelte voor dit. Ek het net vir julle gesê dat in die evangelies lees ons van Jesus, van sy geboorte. Ons lees dat hy hier op 30-jarige ouderdom omtrent begin verkondig het van die koninkryk van God, van die wonderwerke wat hy gedoen het, van die gelykenisse wat hy geleer het. Ons lees daar van die bergrede wat hy vir die mense vertel het. Die disippels moes ongelooflik baie by hom geleer het. Dan lees ons later in die evangelies dat daar was 'n groep mense, hulle het hulle die fariseërs genoem. Hulle was deel van die kerk van daai tyd, se leiers. Hulle het nie van Jesus gehou nie, want hy het hulle uitgedaag in die manier waarop hulle gedink het. En hy het vir hulle kom sê dat ons eintlik net deur God gered kan word, nie deur allerlei wette wat ons probeer onderhou nie. En op die ou end het dit so ver gegaan dat hulle hom gevange geneem het en dat hulle hom gekruisig het. Verskriklike wrede dood wat iemand moet sterf. En ons lees in die evangelies, in die eerste 4 boeke, dat Jesus het uit die dood uit opgestaan. En hy het aan 'n klomp mense verskyn, aan sy disippels, verseker, dan hulle verskyn en hy het met hulle gepraat. En ek dink Handelinge sê op 'n ander keer, meer as 500 mense op een stadium het aan hulle verskyn. Hulle gesê, hier is ek lewe.
So ons lees van dit in die evangelies. En dan lees ons in Handelinge dat Jesus vir hulle sê, ek gaan nou weggaan, maar ek gaan vir julle die Gees gee, my Gees gee, en my Gees gaan op 'n wonderlike manier oor julle kom, en julle gaan dan, dit wat julle gesien en gehoor het, gaan julle verder uitdra. So dit gebeur toe tog so, dat Jesus weggegaan het, en die Heilige Gees kom op die disippels, en hulle begin in tale praat. Die Bybel sê dat die mense wat daar rond was nou mense wat verskillende tale kon praat. Nee, in ons omgewing sal daar iemand wees wat Engels praat, en iemand wat Sotho praat, en iemand wat Afrikaans praat, en hierdie disippels praat in verskillende tale, en hulle praat oor God se grootheid, en oor wat hy gedoen het, en oor Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, en 'n klomp mense kom tot bekering. En dan groei die kerk, en dan kom Petrus en Johannes, en hulle is op 'n dag op pad tempel toe, kerk toe, waar hulle aanbid het, en hulle sien daar iemand wat verlam is, sy hele lewe lank al. Hy is verlam gebore. En ons lees hierso, hy was al oor die 40, so 'n jong man soos ek omtrent, nee. So die ou is al 40 jaar, almal ken hom, almal sien hom daar by die winkel lê, hy's verlam. En die ou wil hulp hê by Petrus en Johannes, en Petrus en Johannes sê, al waarmee ons jou kan help is dat jy gesond word. En hulle sê vir hom, staan op. En hierdie groot wonderwerk gebeur, dat sy spiere kry weer krag, en sy senings en alles kry weer krag, en hy staan op, en hy loop. Hy het gesond geword. En hierdie Joodse raad hou niks daarvan nie. Hulle hou niks daarvan, dat dit wat hulle gesien het, wat gebeur het nie. Maar dalk net so ietsie oor hierdie Petrus van wie vertel word. Onthou julle vir Petrus? Petrus was 'n disipel van Jesus, hy het saam met hom rondbeweeg, hy het by hulle geleer, hy het by hulle gesit, Jesus het vir hom 'n klomp dinge vertel, maar toe die moeilikheid kom, die dag toe hulle vir Jesus gevange neem, toe is Petrus ook daar rond, en iemand sê vir Petrus, ek herken jou, is jy nie een van Jesus se disipels nie? En wat sê Petrus? Nee, ek ken hom glad nie. Weet nie wie dit is nie, nog nooit van hom gehoor nie, ek sien hom nie. En dit gebeur weer. Iemand sê vir hom, ek is seker ek ken vir jou, ek is seker jy was ook een van die disippels. En Petrus sê weer, nee, ek ken hom glad nie. En die derde keer toe hulle hom vra, maar is jy nie 'n volgeling van Jesus nie? Toe vloek hy. Toe sê hy, ek ken daai man van geen kant af nie. Weet nie waar kom julle daar aan nie. Dis dieselfde Petrus wat nou iemand gesond maak. Dis dieselfde Petrus wat voor duisende mense preek en vir hulle vertel van Jesus. Nadat die Heilige Gees oor hom gekom het, hom kragtig in besit geneem het, vertel hy van dit wat God gedoen het. Eers was hy te skaam om te sê hy ken vir Jesus. En nou vertel hy voor duisende mense van Jesus en van alles wat hy gedoen het. Die vroeë kerk het gegroei, hulle was so opgewonde. Daar staan in die Bybel, in Handelinge 2, dat hulle elke dag kerk toe gekom het. Nie soos ons wat een keer 'n week of een keer in 3 weke of wat kerk toe kom nie. Elke dag was hulle so opgewonde om God te prys, dat hulle by mekaar gekom het, dat hulle die Here gedien het, hulle het saam gebid, hulle het mekaar ondersteun. En dan kom hier die priesterhoofde, die leiers van die kerk, hulle hou nie van wat Petrus en Johannes sê nie, en hulle vang hulle. En hulle vang hulle in die aand laat, en hulle sluit hulle toe. En die volgende dag is die verhoor, hulle ondervra hulle nou, nee? soos wat ons 'n aanklaer in die hof het, wat iemand sal ondervra. En hulle sê vir hulle, hier is moeilikheid, julle is besig met verkeerde dinge. Hulle hou nie daarvan dat hierdie mense sê dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. En dan kom Petrus en Johannes vol van die Heilige Gees. En hy sê vir hulle, kom ek sê vir julle hoe hierdie dinge werk. Daar's een persoon wat 'n verskil maak in hierdie wêreld. En hierdie persoon is Jesus Christus. Daar by vers 12, so ongelooflike, belangrike vers, daar staan, hy bring die verlossing, Jesus bring die verlossing. Hy bring die redding. En daar's geen ander naam in die hemel of op die aarde gegee, waardeur God wil hê dat 'n mens gered moet word nie. Sonder om te blik of te bloos, sê hulle, Jesus is die een wat die verskil maak. Jesus is die een wat die verskil maak. En dan die enigste ding wat hierdie
priesterhoofde kan doen, wat die leiers van die tempel kan doen, is hulle kom by mekaar, nou praat hulle hou vergadering, nou kerkraadsvergadering, soos wat ons doen nie, en hulle sê vir mekaar, wat gaan ons doen? Die ouens is besig om moeilikheid te maak. Hulle vertel vir mense dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, hulle sê vir ons, dat Jesus is die enigste een wat die verlossing bring, wat van ons gode, wat gaan die mense dink hieroor, wat moet ons hier omtrent doen? En hulle plan is, hulle sê ons gaan hulle dreig. Gaan vir hulle sê, julle mag dit nie doen nie, ons gaan julle in die tronk gooi. As geen manier wat julle dit mag doen nie. En hulle roep toe nou die 2 disippels weer by mekaar, en hulle sê vir hulle, julle mag nie hierdie geheim oorvertel nie. Dit wat julle nou gesien en beleef het, julle mag dit vir niemand sê nie. Wat antwoord Petrus en Johannes? Hy sê, julle moet maar self besluit, wat voor God reg is. Moet ons aan julle gehoorsaam wees, of moet ons aan God gehoorsaam wees? En dan sê hulle, ons het gekies. Wat ons betref, dis vir ons onmoontlik, om nie te praat, oor wat ons gesien en gehoor het nie. Die geheim wat ons van te wete gekom het, kan ons nie binnehou nie. Ons kan nie daaroor stil wees nie. Ons moet dit vertel. Julle kan ons maar dreig. Julle kan ons maar in die tronk gooi, het maak nie saak nie. Ons gaan vir mense vertel van Jesus Christus, want hy bring die verlossing. Dis hy wat mense red. Dis hy wat mense se lewens verander. Dis 'n geheim wat net moes uit. Broers en susters, kinders, ons sien dit min deesdae. Ons sien dit baie min deesdae dat iemand kragtadig tot bekering kom, dat iemand se lewe handomkeer verander en hulle oorborrel oor dit wat Jesus in hulle lewens gedoen het. En vir almal sê ek moet net vir julle vertel, ek moet vir julle vertel van Jesus. Ek wonder hoekom sal dit so wees? Hoekom is daar so min mense wie se lewens verander word? Ek wonder of ons mense nie al opgepreek is nie. Ons hoor dit elke Sondag. Julle hoor elke Sondag die evangelie. Julle lees die Bybel. Ons stuur vir julle dagstukkies uit. Ons het heeltyd die invloed van die boodskap. Ek wonder of ons mense nie dalk vir Jesus te mak gemaak het nie. Dat Jesus iemand moet wees wat vir my moet sorg as ek nood het. As ek 'n krisis het, dan moet ek kan bid en die Here moet vir my sorg. Maar dit verander nie regtig my lewe op 'n kragtadige manier nie. Miskien het ons vergeet wie Jesus is. Miskien is ons al moeg van alles wat ons gehoor het, die geheime wat ons gehoor het. Maar weet jy wat? Daar's in hierdie wêreld duisende, miljoene mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Kinders, het julle dit geweet? Daar's mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Hulle was nog nooit in 'n kerk nie. Hulle was nog nooit by die sonnaarskool nie. Mamma of pappa het nog nooit vir hulle Bybel gelees nie. Hulle weet nie wat dit is om te bid nie. Hulle bid nie voordat hulle eet nie. Dis glad nie deel van hulle lewens nie. Mense wat oor die hele wêreld lewe, mense in die Midde-Ooste, mense in Asië, mense in Afrika, mense in China, wat glad nie vir Jesus ken nie. Hulle is nie opgepreek nie. Hulle is nie moeg gepreek nie. Hulle het nog nie hierdie geheim oor en oor gehoor nie. Hulle is eintlik angstig om dit te hoor. En verder nog, is daar mense oor die hele wêreld, in Europa en in Amerika, en selfs in Suid-Afrika, en selfs in die Oos-Vrystaat, en selfs in Bethlehem, en selfs in jou straat waarin jy bly, wat dalk al van Jesus gehoor het, maar hy maak geen verskil in hulle lewe nie. Maak nie vir hulle saak nie. Dalk het hulle al van Jesus lang tyd terug gehoor. Maar is mense wat nie aangeraak word deur Jesus nie. Ons het die geheim gehoor. Ons ken dit. Die geheim dat God lewe, dat hy die verlossing bring, deur die naam van Jesus Christus. Ons het dit gehoor, ons ken dit, ons hoor dit baie gereeld. Dis 'n geheim wat ons maar met mense mag deel. En ons is so bevoorreg in Suid-Afrika, dat niemand ons dreig om te sê ons mag dit nie deel nie. Ons mag dit deel. Ons moet dit deel.
Ons moet eintlik so opgewonde wees om te sê, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Dis vir ons onmoontlik om daaroor stil te bly. Hy bring vrede, niemand of niks anders nie. Ongelukkig is mense al moeg vir die gewone stories wat ons vir mekaar vertel. Daarom sal ons iets nuuts moet oorvertel. Daarom sal ons mense op 'n ander manier moet aanraak. En ek glo dit is deur vir mense te vertel wat ek persoonlik beleef het. Nie wat ek net gehoor het nie. Nie wat ek in die kerk gelees het nie, maar wat ek self beleef het. Dit moet ek aan ander mense oorvertel. Van die keer toe iemand wat ek ken, wat naby aan my is, wat gesond geword het. Ek is seker as van julle wat sulke stories kan oorvertel. Van julle vertel dit gereeld vir my as ek kom huisbesoek doen. Ons moet vir mense kan vertel dat die Heilige Gees my lewe aangeraak het. Van 'n keer wat ek dalk deur diep moeilikheid gegaan het en die Here my daar uitgetrek het. Ons moet dit vir mense kan vertel. Of van 'n keer toe ek gebid het en ek beleef het Jesus het met my gepraat. Ek het dit al beleef. Ek het al beleef wat ek by 'n vergadering was. Wat iets bonatuurliks gebeur het en ek het gevoel hoe die hoendervleis hier op my arms uitslaan. Dat ek geweet het God is op 'n baie spesiale manier teenwoordig. Ons moet dit vir mense oorvertel. Ons moet vir mense vertel wat Jesus vir my beteken. Wat dit vir my beteken om hom te ken. Wat se verskil maak dit? As ek deur 'n moeilike tyd gaan, as ek vir 'n operasie moet gaan, as ek bekommerd is, wat beteken dit vir my om vir Jesus te ken? En ons kan dit net doen as Jesus 'n realiteit is in ons lewens. As dit nie net iets is wat ek op 'n Sondag kom doen omdat dit deel is van my kultuur nie. Maar as Jesus regtig 'n verskil maak in my lewe. Miskien moet ons begin om hierdie geheimenisse wat ons beleef met ons gesin te deel. Pa, ma, miskien moet ons vir ons kinders sê, weet jy wat my kind, ek het dit beleef by die werk, maar ek het gebid en die Here het vir my gehelp. Weet jy wat my kind, gisterand het ek in die Bybel gelees en die Here het met my gepraat. Of kinders, julle kan vir julle pappa of mamma ook sê, ek het gebid en ek het dit beleef, dit het by die skool gebeur en ek weet die Here was daar gewees. Ons moet dit vir mekaar sê, in ons gesinne, daar waar dit maklik is. Miskien sal dit dan makliker wees, om dit volgende keer met 'n vriend of 'n vriendin te deel, met 'n maatjie by die skool, of met 'n vreemdeling wat jy glad nie ken nie. Ons moet vertel van die geheimenis van God, wat mense se lewens verander. Dis 'n geheim, wat ons nie vir onsself kan hou nie. Dis 'n geheim wat ons moet oorvertel. Broers en susters, mag Jesus se ingryping in jou lewe verskil maak. Mag dit maak dat dit vir jou onmoontlik is om oor God te praat. Oor sy goedheid en oor sy liefde en oor sy genade in jou lewe. Oor dit wat jy self gesien en gehoor en beleef het. Vanmôre het ons 2 mense hierso wat ons gemeente so 'n bietjie ondersteun. Hulle is mense wat gesê dis onmoontlik om nie oor Jesus te praat nie. En hulle doen dit nie hier waar dit vir ons maklik is nie. Hulle doen dit op 'n plek waar dit vir hulle baie moeilik is, waar daar uitdagings is. Hulle het gesê hulle wil graag oor Jesus praat, in 'n plek waar mense nie so bekend is met hom nie. En ons wil hulle vanmôre ook hulle storie hoor en hoor wat hulle als beleef. So maak Sorien, ek stel vir julle aan die woord, dankie dat julle ook hier is om julle storie en julle pad met Jesus met ons te deel. Julle kan sommer net hier staan dat ons julle almal mooi kan hoor. Dominee, baie dankie vir die geleentheid. Dis wonderlik om weer terug te wees by julle. Jy kan maar gaan na die volgende slide toe. Hoeveel van julle weet waar Jordanië is? Okay. Ja, dis ver, dis ver hier vanaf, nee. Ons word omring deur Saudi-Arabië, Irak, Sirië, Egipte en dan net oor kan die Jordaanrivier is daar natuurlik Israel. En ons woon daar waar daai pyltjie was, Madaba, wat 'n baie tradisionele kleinerige dorpie is, so 40 km suidwes van Amman af. Nou,
Jordanië het 'n population van omtrent 10.3 miljoen mense. Dis baie kleiner as hierso. As jy van die noorde af ry van Jordanië al die pad tot by die suide, gaan jy omtrent so 4-5 ure ry. So dis een van die dinge wat ons regtig mis as ons daar aan die ander kant is die oopte. Jy voel regtig asof dit 'n baie klein plekkie is. 96.5% van die populasie is moslim. En dan het jy 'n 2.2% wat Christen is. Nou wat baie interessant is in Jordanië, jy word of gebore in 'n Muslim tribe of in 'n Christen tribe. It's not up to you. En dit is heeltemal onwettig om van geloof te verander. Dit is so duidelik dat selfs in hulle paspoorte staan daar Muslim of Christen. So wanneer jy iemand na die Here toe lei en God net met sy gees uitreik, vra jy daai persoon om letterlik sy identiteit op te gee. Ons het in Jordanië is een van die oosterse lande waar daar nog steeds baie honor killings is. As iemand hulle hart aan die Here gee, is dit it's not uncommon for their family to totally reject them, the community to reject them, and in extreme cases for them to be killed. En daai persoon wat die ou doodgemaak het, sal miskien 'n paar maande in die tronk wees en dan word hy vrygelaat. Nou 2.2% van die populasie wat Christen is Christen in naam. Dit beteken nie dat hulle het 'n persoonlike verhouding met die Here nie. Omtrent 0.8% van daai mense is ware evangelical Christians, waar hulle hart aan die Here gegee het. So dit is 'n minority, so klein persentasie van die bevolking wat regtig die Here dien. En dit is vir ons amper net so moeilik om met daai Christene wat net Christene naam is te werk, as wat dit is om met die moslems te werk. Nou dis heeltemal teen die wet om te evangelize. Ons mag nie mense na die Here toe lei nie. Ons kan gearresteer word, jy kan uit die land uit geskop word. Maar ons het 'n baie eienaardige ding opgetel met die local church in Jordanië. Daar is geen dryf om uit te reik na moslems nie. Niks. Nommer 1 is dit teen die wet, en nommer 2, as hulle iemand na die Here toe lei uit 'n Muslim background, dan kan die kerk toegemaak word, die predikant kan gearresteer word. En so is dit vir ons baie moeilik om mense wat hulle hart vir die Here te gee, by 'n amptelike kerk te laat inval. Hier en daar in Jordanië is daar kerke wat jy mense soos die kan vat, maar gewoonlik begin ons klein huiskerkies en vertrou die Here dat daar 'n beweging van huiskerke sal wees. So ek kan maar aangaan 'n bietjie met die slides. Dis hoe 'n tipiese dag lyk wanneer daar 'n windstorm van die woestyn inwaai. Dit help net absoluut niks dat jy skoonmaak nie. Hierdie is 'n ou hy was baie bly dat ons na sy foto gaan neem. As jy ooit na Jordanië toe kom, Wadi Rum is een van die pragtigste plekke in die wêreld. Dis woestyne en hierdie ou saam met baie ander het 'n kamp gemaak waar jy in die woestyn kan gaan bly vir 'n paar dae in 'n tent en hulle bedien jou dan. En hy het gespring vir die geleentheid om 'n model te wees. So dis hoe dit lyk daarso. Daar's niks, letterlik, daar's niks. Wat daai skape eet, weet nigter alleen. Okay. Daar's ons tweeling, en ons wil net regtig vir Tannie Magda dankie sê, dat sy die kindersorg gereël het vir ons. Dit is die eerste keer vandat hulle gebore is, dat ek en Serene deur 'n volle diens alleen kan bywees. Dit is vir ons so 'n blessing. So ek gaan nou oorhandig aan Serene.
Dis hy. Ek verkies dit om die mikrofoon vas te hou. Kan net makliker my draai en almal sien. Maar ek wil ook net sê dankie dat ons vanoggend hier kan wees en dankie vir die boodskap wat Dominee ook gebring het. Ja, dit het my so aangeraak dat ek eintlik emosioneel is. Maar ja, ek is ongelooflik dankbaar dat die Here ook met julle as gemeente praat rondom die onbereiktes. 27% van die wêreldsbevolking is onbereik met die evangelie. Met ander woorde, hulle het nog nooit 'n kans gehad om een keer van Jesus te hoor nie. En hulle het nog nooit eers 'n Christen ontmoet of 'n Bybel in hulle hande vasgehou nie. So dis waar ons is. Ons is in daardie gebied waar daar ongelooflik baie mense is wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Ons is deel van Operasie Mobilisasie, wat 'n groot sendingorganisasie is. Ek seker of van julle het al van hulle gehoor. En die visie, ek gaan dit net in Engels sê, die visie wat ons het is we want to see vibrant communities of Jesus followers, especially among the least reached people groups. Nou wat bedoel ons met vibrant communities of Jesus followers? Dis maar eintlik wat kerk beteken, om kerk wees regtig te wees, is om regtig vir Jesus passievol te volg en gehoorsaam te wees aan hom. En om regtig in gemeenskap met mekaar en as gelowiges ook saam te leef. En van daar af, nie net by mekaar lekker veilig en in 'n comfort zone amper te wees nie, maar om eintlik dan verder uit te reik na die mense rondom jou wat nog nie gehoor het nie. So dis ons visie van Operasie Mobilisasie en dis wat ons dan nou ook doen in Jordanië. Ek kan maar na die volgende ene gaan. Nou om dit te kan doen, soos julle kan dink, ons het mos nou gesê jy mag nie evangelisasie werk doen in Jordanië nie, dis onwettig. So daarom moet ons al 'n ander identiteit hê. En dit is hoekom ons by die organisasie wat genoem word Operation Mercy werk. So dis nie dieselfde as OM nie of Operation Mobilization nie. Maar dis 'n humanitêre organisasie en ons doen liefdadigheidswerk en dis basies maar ontwikkeling en relief and development werk wat ons doen. En daar's klomp verskillende projekte. Maak is die internasionale sekuriteits wat is die Afrikaans? Ekskuus, ons praat baie Engels. Ja, hy is die bestuurder basies van al die sekuriteit van die verskillende werkers wat in die verskillende lande is waar Operation Mercy werk. So hy moet sorg dat hulle veilig is, so veilig as moontlik is om hulle werk te kan doen, aangesien meeste van die werkers in Operation Mercy in lande is waar hulle vervolg sal word as hulle die evangelie deel. So dit is maak se hoofrol om seker te maak hulle is veilig en wanneer daar mense is, wanneer daar onrus in 'n land is, byvoorbeeld nou in Afghanistan so 'n paar maande gelede, moes hy help om van ons werkers uit te kry uit die land uit, sodat hulle veilig kan wees. So dis sy hoofwerk. Ek is nou 'n arbeidsterapeut, so ek werk met kindertjies wat gestremthede het. En dis 'n wonderlike voorreg, ons het 'n baie oulike projek wat nou al vir 10 jaar lank bestaan in die middel van die woestyn, waar ons met kindertjies werk met gestremthede. Ek wil graag met julle net 'n getuienis deel. Ek kan maar na die volgende slide aangaan. Die vroukie wat julle daar sien in die hoek onder, haar naam is Ra'ed. Sy is 'n Syriër. Sy het gevlug uit Sirië uit, haar man is ontvoer en hulle het hom nooit weer daarna gesien nie en sy 2 kinders en sy het toe uitgevlug uit die land uit. So vir alle praktiese doeleindes is sy eintlik 'n weduwee. Ons weet nie waar haar man is en of hy nog lewe nie. En ek het haar ontmoet so 2 jaar nadat sy al in Jordanië ingekom het. En ons het 'n pad begin stap met haar. Ek het agtergekom sy is baie oop om van Jesus te hoor. En so het ons begin om haar te disipel. En ons het op 'n weeklikse basis begin om vir haar die Bybel te laat bestudeer. En ons het 'n program wat mens eintlik soos 'n video wat sy kan kyk, want sy is ongeletterd, sy kan nie lees en skryf nie. Maar ons het so 'n program wat ons al deurgevat het van die Ou Testament reg deur tot jy by Jesus in die Nuwe Testament kom. En toe was dit so 'n wonderlike voorreg om op die einde van die dag na Jesus toe te lei. En sy het 'n gelowige geword, ons het haar gedoop. Is die eerste persoon wat ek al ooit gedoop het vandat ons in Jordanië is, in die Midde-Ooste. En dis volgens hierdie gedeelte in Matteus 28, ek gaan dit net vinnig lees. Ekskuus, dis nou in Engels, ek het nou Engelse Bybel hierso. Maar dit staan, Jesus het vir hulle gesê, therefore go and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these things to new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. So Jesus het gesê ons moet nuwe disippels gaan maak en dan moet ons hulle doop en ons moet hulle leer wat het Jesus alles vir ons geleer. So dis presies wat ons gedoen het met haar. En nie net op die punt waar sy tot bekering gekom het en gedoop is nie, maar sy het nou begin om uit te reik na ander mense toe en sy maak nuwe disippels. So ons het 'n klein huiskerkie begin wat nou op die eind van die dag het sy nog 'n kerkie begin wat nou in haar huis bymekaar kom. Op die oomblik die mense wat by haar huis bymekaar kom is nog nie gelowiges nie. So ons kan dit nog nie 'n kerk noem nie. Maar hulle is naby, hulle bestudeer die woord elke week en hulle kom elke week getrou, hulle is honger om die evangelie te hoor. So prys die Here daarvoor. Ek wil vra dat julle sal bid vir haar, sy kry baie swaar finansiëel, sy het nie 'n ordentlike werk nie, sy moet 2 kinders onderhou, maar sy is passievol vir Jesus en sy borrel oor. Dis is daai persoon wat nie die geheim kan hou nie, sy moet met ander mense gaan deel. So ja, dis amazing. So ja, ek wil net graag vir Mark vra dat hy sal vorentoe kom om vir ons die gebedsversoeke te deel en dan gaan ons afsluit. Baie dankie. Daar kan julle net die community center sien, met van die kindertjies waarmee Sorien werk. Dan kan ons maar nog 1 slide aangaan. Vir ons ministry sal ons baie graag dit baie waardeer as u kan bid vir ons dat daar church planting movement sal begin in Jordanië. Soos Sorien net gesê het, finansiële breakthrough vir Umrad. En ook dat daar meer vrugbare conversations met die locals sal plaasvind. Dis baie harde grond. En ons sal baie graag net met meer mense van vrede in aanraking wil kom waar ons die evangelie met hulle kan deel. Bid asseblief dat die mense drome en visioene sal hê. Dit lyk my dit is 'n manier waar die Here regtig met hulle praat. Vra die Here dat hy deur die verkondiging van die evangelie, die gospel, dat daar wonderwerke en signs and wonders sal plaasvind. Map for Life is 'n manier wat 'n mense lei om die purpose waarvoor hulle gebore is in God, dat hulle dit sal erken en dit begin volg. En bid asseblief dat die Here se genade op daardie programmetjie is. In Jordanië is daar absoluut geen hoop vir jong mense nie. Oor die algemeen is hulle baie goed opgelei, hulle is they educated, maar om julle 'n idee te gee, ons ken 'n dametjie wat 'n sielkundige graad het, sy's 'n sielkundige. Haar werk was om 'n tolletjie gare om te draai op 'n masjien in 'n fabriek, want daar is net nie werk nie. En dit is maar een van baie voorbeelde. En dan El Masira het Sorien na verwys, dis die program waardeur ons Umraad gevat het. Dis deur Arabiere vir Arabiere gedoen. En dis fantasties. Bid dat die Here se seën asseblief op dit sal wees. En dan persoonlik, en dis ons laaste slide. Ja, ek dink net vir balans, om regtig ook ons tyd te kan balanseer tussen om in 'n gesin by die kinders betrokke te wees, maar terselfdertyd ook bediening te doen. Dis baie keer bietjie moeilik om regtig die grens daar duidelik te ken. Bid vir wysheid hoe om ons kinders groot te maak in 'n land wat ver is van ons familie en jy weet mense wil hulle graag blootstel aan die waarheid en nie al die leuns wat daar aan hulle blootgestel word nie. Bid ook vir ons persoonlike verhouding met die Here. Dit is regtig amazing. Selfs, jy weet, ons is nou sendelinge, maar ons is net gewone mense soos enige iemand anders en ons het ook regtig nodig om net die heeltyd intiem met Jesus 'n pad te stap en ons kan nie net aangaan op wat ons jare terug gehoor het nie, ons moet elke dag saam met hom tyd spandeer en ja, bid daarvoor asseblief. En dan ja, bid vir ons persoonlike finansiële situasie ook.
Ek wil ook daar net die punt gebruik om vir julle as gemeente dankie te sê wat ons ondersteun. Dis regtig amazing, dis nou vir jare en dit is julle maak dit vir ons moontlik om daar te wees. Ek wil net vir julle baie dankie sê. Bid vir ons gesondheid. Mark is nou onlangs gediagnoseer met diabetes. So ja, ons moet nou heeltemal 'n lewenstylverandering ondergaan. Bid dat die Here ons sal help om dit te kan regkry. En ja, dit is al, die laptop het die Here klaar voorsien. So prys die Here. Baie dankie vir die geleentheid vanoggend en ja, ons sien uit om na die tyd daar by julle by die tafeltjie te sien. Ek het so 'n bietjie Arabiese koffie en dadels gebring, so julle kan daar so kom proe as julle lus is en kom kyk na ons uitstalling. En as julle graag persoonlike updates wil ontvang vir wat ons gebedsversoeke en so op WhatsApp uitstuur, kan julle julle name en nommers net daar vir ons kom opskryf. Baie dankie en mag die Here julle gemeente seën. Baie dankie Mark en Sorien vir julle moeite om hier te wees ook vandag en dat julle kom deel het. Ons aanvaar ons geloof dat dit so maklik is en so eenvoudig is, nee, maar dit werk nie oral so oor die wêreld nie. So waardeer dit wat julle het, wat ons het as kerk, dat ons hier op 'n Sondag bymekaar mag kom, dat ons 'n klomp mense kan wees, dat ons 'n geestelike familie het wat ons ondersteun op soveel maniere. En kinders waardeer dit dat ons in 'n huis kan groot word waar pappa en mamma vir ons Bybel lees en vir ons bid en van Jesus vertel. Want ons baie kinders wat dit nie het nie, wat glad nie vir Jesus ken nie. So dankie vir julle twee vir die werk wat julle doen. Ek wil graag vir julle twee net 'n gebed ook doen. Sê net geweer die tweeling is Abigail en Elijah. Kom ons bid vir hulle twee. Vader, baie dankie dat U mense roep om U werk op aarde voort te sit, dat U vir hulle seën om U boodskap uit te dra. Eintlik roep U elkeen van ons, daar waar ons doenig is, daar waar ons rondbeweeg, dat mense deur ons van die geheimenis van Jesus kan leer. Maar Here, U het hierdie twee mense, Mark en Sorien, geroep om op 'n moeilike uitdagende plek te werk. Here, waar daar baie mense is wat U nie ken nie, waar mense 'n ander lewenstyl handhaaf, waar mense ver van Jesus af lewe, en U het vir hulle geroep, sodat hulle die geheimenis van Jesus ook in daardie land kan bekend maak. En ons bid dat U vir hulle sal seën met insig en met wysheid, Here, met vrymoedigheid, dat hulle op die regte tyd sal weet wat om te sê. Ons wil bid vir hulle, Here, as gesin ook, vir Abigail en Elijah ook, Here, dat dit kinders sal wees wat sal groot word, om U te ken en lief sal wees vir U, en ook die werk sal voortsit waartoe U ons almal geroep het. Maar ons bid vir hierdie twee mense, en besonder ook vir Mark en sy gesondheid. Ons bid vir hulle dat U vir hulle sal beskerm en sal bewaar in die vreemde land. Mag hulle elke dag bewus wees van U teenwoordigheid, en mag U Gees op 'n baie besonderse manier in hulle werk. Seën vir hulle, Here, op hulle pad vorentoe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie julle. Soos wat Sorien gesê het, julle is baie welkom na afloop van die diens. Daaronder het hulle so 'n klein uitstallingkie. As julle meer vra het, as daar van julle kinders is wat meer wil hoor, kan julle ook gaan hoor. Maar julle is baie welkom om bietjie met hulle te gesels daar. Ons gaan nou saam nagmaal vier. Gelukkig het almal van julle die tekens by julle. So ons gaan die formulier saam lees en daarna gaan ons saam die nagmaal gebruik. Liewe gemeente, kinders, ouers, dis belangrik dat ons weet dat die nagmaal is nie iets wat ons mense uitgedink het nie. Dis deur die Here ingestel. Daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 as hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood gebreek, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en hy het gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is 'n nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van die brood eet en van die wyn drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Die nagmaal het 'n klomp betekenisse. In die eerste plek is dit 'n gedagtenismaaltyd. Deur die nagmaal herinner ons mekaar weer aan dit wat Jesus kom doen het, dat hy vir ons gekruisig is, dat hy opgestaan het en dat hy lewe. In die tweede plek is die nagmaal 'n waarborg. Daarom sê ons, dit is my liggaam en dit is my bloed, so seker soos wat ons die wyn proe en die broodjie proe, so seker kan julle wees dat die Here lewe.
Die nagmaal is ook 'n viering van ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Ons is saam met die Here gekruisig, ons het saam met die Here opgestaan en ons is deel van een groot familie. En die vierde plek verkondig ons met die nagmaal ons toekomsverwagting, dat ons weet dat die Here ook weer gaan kom, dat ons ook uit die doodheid gaan opstaan. Die nagmaal is ook 'n vreugdefees, al is dit wat ons daardeur sê, dat Jesus gekruisig is vir ons hartseer, is ons ook dankbaar dat ons saam met hom kan lewe vir dit wat hy vir ons gedoen het. So in die laaste plek is die nagmaal ook 'n fees van dankbaarheid. Ons is dankbaar dat ons kan deel in die lewe wat hy vir ons moontlik gemaak het. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christelik feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dis 'n geleentheid om deur die gemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en ook in ons toekomsverwagting. Om die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. So daarom dink ons ook oor dit wat ons verkeerd doen in ons lewens. Ons doen dinge verkeerd met ons gedagtes, met ons woorde en met ons dade, en partykeer ook as ons versuim om sekere goed te doen. So laat ons ook voor die Here verootmoedig. Dit beteken ons is jammer voor hom, en laat ons dan vasglo dat ons sondes vergewe word op grond van Jesus se genade. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus ons deur sy Gees daartoe help. Ek wil vra dat ons gaan opstaan en dan sing ons lied 284. Sing ons al 3 verse saam terwyl ons vir die diakens vra om vir ons net die tafel gereed te maak. Lied 284 terwyl ons staan. Thank
Terwyl ons onsself so voorberei om die nagmaal saam te gebruik, kom ons doen 'n gebed saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om ook op so 'n simboliese manier te kan beleef dat U vir ons liefhet. En dat U 'n wonderlike geheimenis aan ons bekend gemaak het, die geheimenis van lewe wat Jesus vir ons kom bring het. En ons bid ook nou as ons die nagmaal saam gebruik, as ons die broodjie eet en as ons 'n slukkie wyn of sap neem, Here, dat U ook daardeur met ons sal praat. Mag ons herinner word aan dit wat U vir ons gedoen het, mag ons versterk word in ons geloof en mag dit vir ons hoop gee vir die toekoms, omdat ons weet U lewe. Dankie Here dat U genade vir ons genoeg is, en dat ons dit onverdiend uit U hand ontvang, sodat ons die lewe in U kan hê. Ek bid dit vir ons in Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente, ek vertrou dat U almal 'n broodjie by U het en 'n kelkie by U het. As ons die brood breek, weet dan die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging of die wyn of die sap is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening van al ons sondes. Terwille van die COVID-protokol gaan ons nie die beker omstuur vir mense nie. Ek hoop jy het 'n kelkie by u. Anders kan ons vir u aankry. Het almal van julle 'n kelkie by u? Goed. Kom ons sê vir die Here dankie vir hierdie tekens. Here, dankie dat U met ons praat op baie maniere. Deur die natuur, deur die Bybel, deur 'n preek, deur gebed, maar ook met die tekens van die nagmaal. Dankie Here dat ons geloof hierdeur versterk kan word. Dankie dat ons hoop kan hê vir die toekoms deur dit wat U vir ons doen. Ons eer U as die enigste Here, as die lewende God, as die een waardeur God wil hê dat ons gered moet word. Aan U kom toe die lof en die eer tot in alle ewigheid. Amen. Dankie, julle kan weer gaan sit. Baie dankie julle. Ek herinner julle net weer daaraan dat julle daar 'n koppie koffie onder kan kom kry, kom gesels gerus met Maak en Sorien, kom vra vir hulle uit, kom hoor hoe julle betrokke kan raak. En vir die kinders vra ek dat julle net vir my hierso voorkom sit, dat ons net seker maak julle gaan almal by julle klasse uitkom. En dan het ek net nou vergeet toe ek die afkondigings gedoen het, ons liewe Cornel en Tanya wat gewoonlik daar agter sit, is gister getroud. Na soveel jare wat ons gesukkel het om hulle by die punt uit te kry, kon ons gister 'n mooi dag saam met hulle vier. So ons is dankbaar saam met hulle, ons is opgewonde saam met hulle. Daar gebeur daarin baie mooi dinge in die kerk ook. Ek kan net vir julle sê van Cornel, ek was nog nie lank hier in Bethlehem gewees nie. Toe word ek uitgenooi na sy 21ste verjaarsdag toe. Nou vir 'n dominee is dit altyd ongemaklik om by sulke geleenthede te wees, want jy weet nie altyd
hoe gebeur die dinge by 21ste verjaarsdag nie, en wat moet ons daar doen, en hoe moet jy jouself hanteer en so aan. En ek kan vir julle sê, dat die klomp jong manne het daai aand gedrink, sterry stampies. Daai sjokoladiemelkies het hulle die een na die ander een gedrink. So ek wil daarom met vir julle jong mense sê, daar's goeie kinders ook, en wat die dinge op die regte manier ook doen. En ons is regtig dankbaar saam met Cornel en Tanya vir hulle huwelik, en mag die Here vir hulle seën ook op hulle pad. Ons gaan afsluit met 'n lied, getuig, vertel van Jesus Christus. Maak die geheimenis bekend, gaan deel dit met mense, die manier waarop hy julle lewens ook aangeraak het. Kom ons sluit af, onthou asseblief om julle kelkies saam te vat deurtoe, as julle uitbeweeg. Kom ons sluit met hierdie lied. Ontvang nou die seën van die Here, gaan huis toe in sy vrede en gaan vertel van sy groot geheimenis. Mag die Here jou seën en mag die Here jou beskerm. Mag die Here tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En mag die Here jou gebede verhoor en jou seën met sy vrede. Amen.